Father, we just welcome you this morning in the mighty name of Yeshua Mashiach, Jesus Christ as our Lord and Messiah. We welcome you in this hour. Dankie Vader vir elke man, elke boeta wat net ingekom het. Dankie vir u goedheid, your goodness and your mercy and your favor. Father, we pray that this word this morning, the seed of the word will just fall on fertile ground, on vrugbare harte gaan val, onverganklike saad. Wat beteken onverganklik? Dit gaan nooit weg nie, dis van ewigheid tot ewigheid. Die saad van die woord is ewigheid, ewigheidswaarde. Ons kan dit nie verstaan nie, maar ons weet, daai saad wat in ons harte val, gaan van eternity to eternity. There's no beginning, there's no end. Maar as ons dit ontvang, is dit binne in ons harte. En ons prys en ons loof die naam van Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, this morning. We give you all the praise and all the honor in the mighty name of Hashem Adonai. Thank you, Lord. Glory to Him. Amen. Amen. Awake, O sleeper. Ek het hom nou gelees. Awake, O sleeper. Dis asof ons in 'n winterslaap is voordat Christus ons moet kom wakker maak. Die Heilige Gees moet ons kom wakker maak. Hy sê Efesiërs 5:14, Awake, awake, O sleeper, arise from the dead, and Christ shall give you the light. Sodat Christus ons sy lig gaan gee. So, iets het die laaste week 2 begin gebeur, of nie net begin nie, dit is maar deel van 'n aanloop van 10, 15 jaar terug, en elke keer voel dit net, dit raak meer en meer. En as jy vir Andrei en vir Barend in die gebedsspan en die intercessors vra, wat maandag wat ons hier ervaar het, en verlede week wat gebeur het toe ons vir Martin commission het, Nouvel Hill toe, wat Saterdag daar met hulle gebeur het, en maandagoggend hier gebeur het, is net die begin, en ek sien altyd, en ons wil nie te koop loop daarmee nie, maar ons vertrou werklik dat Jesus ons as 'n forerunner bride sal maak, op hierdie altaar, because it's a birthing city. Bloemfontein is 'n geboortestad, so we have to be a forerunner bride for him. Ons moet, soos die seuns van Issachar, is dit ons hart, ons bid dit, to know the time and the seasons, om te weet die tye en die seisoen. Die woord sê in Tessalonisense, julle my kinders wat nie in duisternis is nie, julle sal die tye ken. Hy sê, you will know the times and the seasons. So, in dit, ek het eintlik so baie, wat net hier in my gees is, ek weet nie waar om te begin nie, maar ek vertrou die Heilige Gees om iewers net iets neer te sit, en dit te begin oopbreek, en laat dit verder oopgebreek gaan word, en as jy hier sit vanoggend, en jy kan dit net ontvang, so, die eerste weet ek, of ek alleen hier staan, en of ons 2 hier staan, en of ons 3 staan, of ons 100 dit hoor, die woord wat uitgaan, is onverganklik, dit val op die altaar, dit val in die grond, en as dit hier val, verander dit die nasie. Want as Daniel in sy binnekamer kon uitroep, het daai saad nie net verdwyn nie, daai saad was lewendig, en daai gebed van hom, is, na 70 jaar het Cyrus ingestap, en in 'n oomblik is dit verander. So ek weet, as jy hier is vanoggend, is dit die Heilige Gees wat jou hier gesit het, om net hierdie te ontvang, en ek vertrou dat hierdie woord sal uitgroei van hier af na nog dieper openbarings, into deeper revelations.
So, ons het al hierdie prentjie gesien van die kruis en die graf en die opstanding. Nou my vraag is, as jy na daai 3 kyk, ek het dit nog nooit so raak gesien nie, tot jy dit vir jou gesê is, wat staan vir jou uit in die 3? As jy kyk na die kruis, jy kyk na die graf, en jy kyk na die opstanding, wat sien jy, wat se verskil sien jy daar, in die 3, wat staan vir jou uit? Wat sien julle Des, wat staan vir jou uit? Iets wat ons nog nooit opgemerk het nie. As jy na die 3 kyk, dan sien jy, kyk na die kleed en die kledingstuk wat hy op die kruis het. En kyk jy na die een in die graf wat ons nie eintlik kan sien nie, maar kyk na die een wat hy het toe hy opgestaan het. Sien julle die klere, die kledingstuk? So ons sien dat die een op die kruis is hy amper naak. So there's something about nakedness. So die woord wat die Heilige Gees in ons wil invat vir oggend, en ek glo dis nie net vir oggend nie, maar wat hy verder wil opbreek, want ek is nog besig en ons is nog besig om dit self dieper te ontdek. He wants to take us from nakedness to a bride that is arrayed in fine linen. Sien julle wat gebeur? Sien julle van naaktheid gaan hy ons vat na 'n bruid met fyn linne. So daai nakedness, en ek moet 'n paar skrifte, en ek het begin kyk na nakedness, en ek moet skrifte hier opsit vir julle in Job 26, en ons gaan na 'n paar skrifte moet kyk vir oggend om vir julle om konteks te gee in hierdie. Job 26 vers 6. Nou kom ons kyk wat is naak. Hy sê, hell is naked before him, and destruction has no covering. So ons sien daar's iets in naaktheid. En daar's soveel skrifte, maar waar begin ek vir oggend? En ek sien ek moet begin in Sheol, waar ons moet uitkom, ons moet onder die aarde uitkom, want jy sien dit is, die hel is oop, daar's niks wat weggesteek kan, daar's niks wat voor Jesus Christus weggesteek kan word nie. Dis net sy bloed wat ons kan kom toemaak. Dis net sy bloed wat ons kan kom toemaak. En ons sien dat die onderaardse die onderaardse gang is Sheol op die regterkant. Sheol is naked before God. Daar's niks wat hulle kan wegsteek nie. Jy sien alles wat hulle nou weggesteek het, gaan ontbloot word. Die oomblik as jy afgaan. Alles gaan ontbloot word. Alles that is hidden now will be exposed. It's only the blood that can cover. And Abaddon is no covering. So daai woorde is eintlik so sterk as ons in dit gaan kyk. En dan wil ek ingaan, en dan begin ons, the Holy Spirit took me to David. He took me to Genesis 2:25. Ons moet een ding verstaan, toe Adam geskape is, then God breathed, daai woord is neshama, sy gees, hy het dit uitgeblaas oor hom. En hy en Hawa, Eva, het gewandel in die tuin, en dan sê hy onder, and they were both naked, the man and his wife were not ashamed. Maar nou lees ons die teenoorgestelde in hierdie kant, en ons sien, as jy in Sheol en Hades is, dan word jy ontbloot en jy word ashamed daar.
Maar hier sien ons Adam voor die val, hoekom is hulle is naak, maar hulle is nie ashamed nie. En al hoekom dit wees, because the Lord God covered them with glory. His glory is over them. En as sy glorie oor jou is, dan gaan jy nie ashamed wees nie. En ek dink vanoggend daaraan, jy weet daar's 'n plek wat iemand kan loop, en as 'n persoon ontbloot word vanoggend, as 'n persoon ontbloot word van sy kledingstuk, ons aanvaar dit van selfsprekend, ons trek aan en ons is geklee, maar die oomblik as ons begin uittrek en jy raak, en jy staan naak, dan, dit is die hoogste vorm van vernedering wat jy kan deurgaan. Is die grootste vorm wat jy kan hê, en dit is hoekom as ons terugkom hierna, dan kyk ons daar, dan sien julle die vernedering wat daar is, op links. Maar jy sien, hoekom moes Christus verneder word? Iets moes daar gebeur. So in Genesis 3 verse 7, let's go and read verse 7. And the eyes of them both were opened and they knew that they were naked. So sien hulle geestelike oë het oopgegaan en hulle het aanskou hulle is naak en die oomblik toe hulle dit sien, toe moet hulle self bedek. En reg staan daar sin consequences. Jy sien wat sonde inbring. In vers 10 sê hy, and he said, I heard thy voice in the garden, I was afraid, because I was naked and I hid myself. Want jy sien in Genesis 1:26 het iets gebeur. 1:26. And he said, let us make man in our image and in our likeness, and let them have dominion. So daar's 'n image waarin hy ons gecreate is, waar daar nie naaktheid awareness is nie. Waar jou naaktheid is jy nie bewus van nie. Maar iewers langs die pad na wat gebeur het daar, het almal naak bewus geraak. Maar ons moet verstaan, daar's twee dele in dit. Een is jou fisiese naaktheid, and then there's a spiritual nakedness. So wie Jesus Christus moet kom, to come and restore our spiritual nakedness. Maar to restore our spiritual nakedness, he has to become physical naked. Want hy was fisies gebore. Hy moes soos Adam gaan raak het weer in die tuin. Maak dit vir julle sin. Hy moes soos Adam gaan raak het, om daai Adam mens wat naaktheid veroorsaak het, te kom wegvat. So the divine God has to come down and humiliate himself. En dit is hoekom as ons gaan kyk in Philippians 2. He say, he made himself of no reputation. He took him the form of a servant. Nou, weet julle, daai woord servant is 'n bondslaaf. En die slave market het 'n slaaf nie daar gestaan met 'n koning se kleed aan nie. Maak dit sin? 'n Slaaf het nie daar gestaan met 'n koning se kleed aan nie. Hy het daar gestaan net met sy onderkleed. Dis al. Hy was naak. Hy was ashamed to be a slave. He was ashamed to be. But he said, he has made himself of no reputation, and he took upon himself the form of a servant, and he was made in the likeness of men. Jy sien, hy moes soos ons geword het. Hy moes soos Adam geword het, om daai Adam natuur te vernietig. And being found in the fashion as a man, he humbled himself, and he became obedient unto death, even the death of the cross.
So, hy moes in daai vorm ingegaan het. So, as ons daar kyk, kom ons gaan kyk na John 19, en hierdie week het ons hier in begin gaan saam met Des. Dis eintlik waar dit begin het. Toe ons hierdie, en ek het al baie oor the clothing and the Roman clothing, en daai het ek al baie na gekyk en bestudeer. Kyk wat staan daar. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, they took his garments and made 4 parts, and every part of the soldier, also his coat, and the coat was without seam, woven from top throughout. Sien julle daar staan, the soldiers, when they crucified, they took his garments and made 4 parts, and every part, and also his coat, was without seam, woven from the top. So ons sien, daar's 2 klede wat hy gedra het. First was the undercoat, en dan bo-oor dit het hy die garment gedra. Nou as jy die vertalings luister, raak die vertalers, raak partykeer die mekaar met 'n tunic en met 'n coat en met 'n mantle. So jy moet na die Grieks en die Hebreëus toe teruggaan om te kyk wanneer is dit. Maar vir ons om dit maklik te verstaan, is om te weet, hy het 'n onderkleed aangehad. En daai onderkleed het teen jou vleeslike liggaam gesit. En hulle het daai deel gevat en hulle het dit geskeur. Dit was soos 'n mantel. Hulle het hom geskeur en hulle het hom verdeel. En ek glo die simboliek hierin is dat soos wat hulle hom geskeur het en verdeel het en dit gevat het elkeen 'n deel, so het ons elkeen 'n deel van Christus gekry in ons. Maak dit sin? So elkeen kry 'n deel, maar dan is daar een deel wat heel was. It's the wholeness of Christ. That is that outer garment, die een wat hy gedra het, sy uiterlike kleed waarmee hy geloop het. Dit was so sy priesterlike kleed waarmee hy geloop het. So ons sien onsself, sien wat gebeur. Christus is aan die kruis. En iewers moet jy daai liggaam van 'n kruis afhaal. Want as hy gesterf het, dan moet daai liggaam in 'n graf gaan. En dan haal hulle hom af, en soos wat hulle hom afhaal, dan sit hulle 'n volgende kleed, sit hulle dan oor hom. Nou, in hierdie vers 7, nou het hulle hom in die graf geplaas. Hy het 2 klede gehad. They put him in the grave. Let me show you. Sien julle staan. And the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together and placed by itself. So hulle vat die napkin, daai napkin wat hulle, almal wat in daai tyd, die grafte was soos, die grafte was soos grotte gewees, in 'n grave. Dan sit hulle hom daarin, en hulle lê hom daar neer. En daai napkin wat om hom gedraai was soos, wat is 'n handkerchief? Soos, ja, soos, nie soos meer, soos 'n sakdoek, maar soos wat jy 'n servet. Hierdie groot napkins, hulle het groot napkins gehad. En hulle vat, en as jy na die ander, Lazarus, dieselfde, het ook die napkin gehad, dan sit hulle om en hulle vat hom in die graf in. Nou, net vir interessantheid, die napkin is toe hulle by die graf kom, the napkin was folded. So die manier hoe hy gevou was, is dieselfde manier met 'n Pessagmaal, wanneer die meester aan 'n tafel sit, en ek het dit jare terug, het ek dit ontdek en 'n studie gedoen oor dit, is wanneer jy 'n Pessagmaal het, then the master is sitting at the table, and the servant is looking at the master,
And when the master have to excuse himself for a time, he is folding a napkin in a certain way, and then the servant will know, my master is coming back. My master is coming back. So die manier wat die kleed gevou was, het hulle onmiddellik geweet, want hulle het die Hebreëse gebruike van die Pessach geken, om te weet, die liggaam is nie hier nie, but the master is coming back. So, jy sien net in hierdie wat ek begin vanoggend, hoeveel is daar net in 'n kledingstuk? So in hierdie kledingstuk kan ons daai gedeelte sien. En dan sien ek die volgende. Hier's 'n deel van Mary en sy ek dink is vers 10 wat ek vir julle wil lees. And he was looking like a gardener. Ken julle daai gedeelte? Dis net hierna wat hy sê, he looked like a gardener. So as jy soos hy het wit klere aangetree. So in hierdie wil ek vir julle gaan wys na Leviticus. Let me take you to Leviticus. Leviticus 16. Ons moet verstaan, hy is met 'n slaaf se kleed. Is hy op die kruis gewees. Vers 4. Dit is die priestly garments. As jy in Leviticus gaan kyk hoe die priestly garments moes gelyk het, dan lees jy die volgende in vers 4. And he shall put on, and they have linen breeches upon his flesh, and it shall be girded with linen girdle and with a linen mitre, and he shall be attired with holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, so then he put it on. Jy sien, die prentjie wat ons kry, manne luister mooi, die prentjie wat ons kry, ons moet een ding verstaan, die dag as jy wedergebore word, die dag toe jy gebore is, in 1949, toe Des gebore is, toe jy daar uitkom, uit die womb uit en jy skree, het jy nou het jy klaar jou pakkie, jou klere, alles aangehad, hoe het jy gelyk Willie, toe jy gebore is? Wat se klere het jy aangehad? Het jy jou baby grow aangehad? So wat gebeur met wedergeboorte? Verstaan ons in John 3:3 gebeur daar iets met wedergeboorte. As newborn babies, 1 Peter 2, dan is jy naak. Verstaan ons dit? Ons moet geklee word met wie? Met die woord en met Christus. We have to be clothed with him. We have to be arrayed with him. Nou, hoekom sê ek daai? Kyk waar kom jy van wedergeboorte af. Nou wil ek vooruit gaan na Revelation 19 vers 7. Laat ons moet sien, iets gebeur. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and the wife has made herself ready. Sien julle daar? Ons moet onsself gereed maak. And unto her was granted that she should be arrayed in, wat staan daar? Hoe lyk dit? Fine linen. And the fine linen is for the righteousness of the saints. So wie moet hierdie bruid gereed maak behalwe sy haarself? Wie's deel van hierdie wedding? Wie vorm deel? Onthou julle toe ons vir julle begin sê, ons het begin bid, the voice crying in the wilderness, David. You remember, the voice, John the Baptist, repent for the kingdom of heaven is at hand. Maar wat ek agterkom, die Heilige Gees gee nie vir ons die pad daar nie. Hy vat ons, elke keer as daar iets gebeur, en Solo kom in, en hulle bring hierdie kleed hier aan wat sê, prepare ye the way.
Maar nou weet ons, iets gebeur met John the Baptist. En ek wil na hom toe gaan, to show you something. And he answered, verse 29. Hy sê daar, he that has the bridegroom, is he that has the bride, hy wat die bruid het, is die bruidegom. He that has the bride, is the bridegroom. So die bruidegom kom vir 'n bruid. But the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly, because the bridegroom's voice, this is my joy, that it must be fulfilled. So wie word hierdie vriend van the bridegroom? Wie word hierdie vriend van die bridegroom genoem? John the Baptist. That voice in the wilderness was also the friend of the bridegroom. And the friend of the bridegroom must help with their wedding preparations. So as ons 'n voice geraak het, dan wys die Heilige Gees vir ons, you have not only become the voice to call out to repent, for the kingdom of heaven is at hand. You also have to call the bride to come out of her closet, and the bridegroom out of his chamber. Dis waar daar in Joël 2:16 staan. Maak dit vir julle sin. Dat daar's 'n office, daar's 'n plek vir 'n John the Baptist in the flesh, and also John the Baptist in the spirit. So ons moet uitroep dat hierdie bruid moet uitkom. En as ons kon uitgeroep het dat die voice kan cry en dat hy opgedaag het, then we also can call out that the bride must come out of a closet to prepare. Jy sien, gaan lees net die kleed wat John the Baptist aangehad het. Hy het soos die natuur gelyk. Gaan kyk David, hoe David gelyk agter die skape. He was a shepherd for the sheep. But then he became a king. En toe hy 'n koning word, het hy nie dieselfde klere aangehad as wat hy in die veld gedra het nie. So the Lord is taking us and he's starting to prepare us. And he's taking us from newborn babies, wat opstaan sonder kleed, nakedness, ons staan naak voor hom. Hebrews 4:13. Neither is there any creation that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. So alles, niks in die geestelike realm. We have to be clothed with Christ. So hoekom ek vir ons hierdie vanoggend wys, is dat die eerste Adam was geklee, en toe word hy naak. En toe kom die laaste Adam af, en hy word naak, sodat ek en jy met hom geklee kan word. So daar's 'n hele sirkel, 'n hele pattern, 'n hele stap, waardeur ons moet gaan. So daar's van julle wat al baie langer is as ek getroud is, en dan is daar van julle wat korter is ek getroud is. So vandag is dit nou in hierdie, en ek het dit nie so beplan nie. Vandag is dit my en Subet se huweliksherdenking 33 jaar terug. In hierdie tyd, en ek dink net daaraan, ek het dit nooit besef nie. Jy weet, ek het as 'n ongeredde man ingestap in hierdie huwelik in. En ek was nog eie geregtig, selfgeregtig. Ek was nog in die eerste Adams kleed gewees. Maar iets profeties in het het gebeur. Ons wou anders wees. Ek wou anders wees. Ek wou nie die tradisionele doen nie, omdat ek uit tradisie so baie uitgekom het.
wou ek miskien uit my rebelsheid, wou ek heeltemal iets anders doen. Maar so gebeur het, dat ons in die Twee Toringkerk getroud is, en ons het niks met dit te doen gehad, en ons het net gevoel ons wil haar trou. En jare daarna kom ek agter, maar dis die gemeente, this is the church where Andrew Murray has ministered all the years. Toe ons die kerk instap, het ons gesê, ons gaan nie tradisioneel wees in 'n troumars of iets nie. En die volgende gebeur, ons kry, ek sal met so hou, dankie hoor. Ons kry 'n persoon om vir ons 'n trompet te speel, en ek besef het jare daarna, toe sy in die kerk instap, en ons vra vir hom, speel vir ons Sweef soos 'n arend. En nou moet jy verstaan, ek is nie gered nie, maar ek dink Vader het reeds daai tyd beplan om iets profeties te doen, profeties. And it's not about me. Ek weet, Sweef soos 'n arend kom direk uiteindelik uit Isaiah 40 uit, is wat jy gaan kyk, hoe die arend moet sweef. So, maandag, Jolien, kom hier, en ek wil begin om te sê, hoekom begin ons hierdie? En hierdie met die kledings gaan ons verder aanvat, en met die bruid gaan ons verder vat, want die Heilige Gees is besig om iets oop te breek. Ons sit maandagoggend, en jy weet, Jolien, hulle was hier, en partykeer voel dit vir my, hierdie mense het nie die fondse nie, hulle het nie die finansies nie, maar hulle sit alles neer wat hulle het, om by die altaar te wees, om in Bloemfontein by die altaar te wees. Wie is ek? Hulle ry 1000 kilometer, 15 van hulle, en as iemand dit doen, dan is daar, dis net menslik om net te vra, Heilige Gees, just give them an expectation. Laat hulle nie uitgaan en voel, maar niks het gebeur nie. Just give them. Maar nou het ek al geleer, ek moet uit die pad uitkom, sodat die Heilige Gees die werk kan doen. I have to move out of the way. En ek moet nie skuldig voel oor iets, omdat hulle gery het nie. The Lord is in this. And I started to get out of the way, and the Lord moved, and a lot of things happened on Saturday, and then they went to Divine Ministries on Sunday, but on Monday morning, wat ek nie geweet het nie, Jolien het opgestaan, en sy het hierdie begeerte gehad om by die altaar te kom, maar hulle sou vroeg Kaap toe gery het, en die bus met die drywer, alles was gereël, en sy gaan na hom toe, en she asked him, can he come to the altar for her, please, if there is a possibility? And then he said, yes, he will do it. En so gebeur het, laat almal besluit, hulle wil altaar toe kom. So maandagoggend 5:00 is hulle hier. Ons sit hier in Andrei se dae, en terwyl hy daar sit, gebeur die volgende. Hy het 'n visie gekry, en ek gaan net sy visie met julle deel. Hy sien in 'n visie, sien hy, hier's 'n troue aan die gang, maar die persone wat trou, dis nie hulle eerste troue nie. En dit lyk asof hulle gaan trou, maar daar kort iets by die troue. Maar wat gebeur eintlik daar? En die oomblik toe hy dit sê, then the Lord give me Jeremiah 3. Jeremiah 3. En dan sal ons gaan om te sien wat het daar gebeur. Hoekom het God die Vader van die huis van Israel geskei, maar nie met die huis van Juda nie? En dis 'n openbaring wat ek 'n studie gedoen het, en ek wil dit in die volgende week 2 wil ek dit gee, dat julle verstaan, daar het 'n egskeiding plaasgevind. En in hierdie egskeiding sê hy, if a man put away his wife, and she go from him, and she become another man's. Jy sien, ons het uitgegaan, en ons as die eklesia, as die bruid van Christus het uitgegaan. Ons het gaan, ons was veronderstel om die bruid of die vrou van God te wees. Ons het gaan horeer. Of ons wil weet, ons het gaan horeer. Hy sê dit hier, and became another man's.
So as 'n vrou wegloop van haar man af en sy gaan na 'n ander man toe, dan het sy gegaan om te gaan horeer daar. Shall she return unto her again? Shall she not that the land be polluted? Jy sien in abominations en in ontrouheid is daar iets wat in 'n land, binne in die grond en in die land ook gebeur. En ons sal daaroor, sal ek met julle deel. But you have played the harlot with many lovers, yet you return to me again, says the Lord. Jy weet, daar's 'n deel in Efese, wat Jesus wat hy vir Efese sê, you have left your first love. Julle ken daai deel. Nou in dit hier, kom die volgende. Hy sê, and I saw, when for all the causes whereby backsliding Israel, daai Israel is the house of Israel waar die kerk is, committed adultery, I put her away and given her a bill of divorce. Sien julle daar? God is geskei van die huis van Israel. Daar's twee huise. Die een is die huis van Juda, wat die Jode en die Lewiete is. The tribe of Judah and Levite. Hulle is nou in Jerusalem huidig. Die Jode wat daar is twee stamme wat daar is. Maar die bill of divorce, baie min verstaan hierdie. Die bill of divorce is vir 10 stamme gegee en hulle is oor die wêreld versprei en uit hulle is die Gentiles gebore. En Jesus kom en hy sê vir die Fariseërs, I have only come for the lost house for the lost sheep of the house of Israel. Dis ek en jy, dis die Gentiles. En al hoe jy kan weer trou, hy sê dit vir ons in 1 Korintiërs 15, al hoe jy weer kan trou, is dat die man moet sterf. The husband has to die. En Jesus Christus kom, en hy kom sterf, sodat hy in 'n huwelik kan gaan met sy bruid, en dis ons. En nou moet ons bekleed word, en ons moet regkom. En ander hy sien hierdie tweede troue in 'n visie, en ek besef dis hier wat gebeur. Die troue moet voorberei word, en vir 4 jaar al, vir 10 jaar al, van 2014, loop ek in die bridal chamber, en ek weet ons moet 'n bruidsrok kry, en ons moet hom opsit hier, en elke keer word ek verhinder, want you cannot have a bridal chamber without a wedding dress. En die volgende gebeur, terwyl ons dit bid, staan Michelle hier, en ek sien sy gaan weg, en ek los dit. It's like she was taken away, rapture. Sy's weg. Maak los, en sy kom terug. En die oomblik toe sy terugkom, kom sy terug, en sy het hierdie bruidsrok aan. En die wat sy die bruidsrok aan het, sê sy vir my, sy het my gebel voordat sy hierna toe kom. En iemand het haar gebel en 'n visie gehad en gesê, jy gaan na 'n plek toe, waartoe jy gaan. Die plek gaan rooi sitplekke hê. Maar jy moet 'n bruidsrok saamvat. En sy kom, en ons is klaar die oggend, en sy stap uit, en ek sê vir haar, jy moet uitvind wie hierdie rok gemaak. Sal iemand hom net kon vir my hoog hou? Ek wil net vir julle wys. Staan daar bo. Alright, jy het die skoene aan, alright. Ek het die rok gesien, en as julle die rok kyk, en sien ek, die rok, kom ons draai hom om. Sien julle, hy het drie stene voor, maar ek kyk na die rok, en toe kom sien ek, maar dit lyk nog nie of die rok klaar is nie. En ek sal ook nie sê dis die mooiste rok wat ek al gesien het van die buitekant af nie. Maar die oomblik toe sy sê, en begin vertel waar die lap vandaan kom, en waar die simboliek is, en hoe die onderrok lyk.
En ek sien die bloed, toe tref dit my in my gees. En ek sê vir haar, ons moet ook so 'n rok in die bridal chamber hê. En hulle is op pad uit om in die bus te klim, en die Heilige Gees sê vir haar, die rok moet agterbly. And the Holy Spirit started to show me, manne luister, die boodskap is, die Heilige Gees wys ons is besig met ons bruidskleed. Corporately en elkeen individueel. Strauss is besig, Willie is besig, Leon is besig, Andrei, Des, elkeen van ons is besig. And the righteous works, the righteous deeds of the saints, are the embroideries on the wedding garment. So elke dag, waar ons in geregtigheid stap en wandel, is hy besig om te werk. En sy sê vir my, die persoon wat die rok maak, doen dit profeties, want hy moet 7 dele om hom bring, hier om die borste, wat die 7 gemeentes. En sy sê vir my eers, jy sal op 'n stadium die rok moet koerier. Ek sê nee, die rok gaan nie uit nie. Ons moet daar maar iemand kry om te help. Nou is ons op die plek, die persoon wat aan hom gewerk het, wat die visie het van die rok, is besig. You see, we also in this house, we are busy with bride preparation. So this garment is not finished yet. My vraag vanoggend is, hoe lyk jou kleed? Het jy al begin werk aan jou kleed? Of loop jy nog met 'n slaafpakkie rond? Want jy sien, almal gaan nie 'n bruidsrok dra nie. En dit is ook nie die ou wat die meeste grade en die hoogste kwalifikasie het, wat daar kan dit dan nie iewers in haar kamertjie sit. Maybe she's there, like, ek onthou jare terug, het Martin vir my gesê, sy Sotho mamma. En sy bly daar in 'n shack. She's staying there in a shack, Davy. He's Sotho mama. But from that shack, in that inner place, the tears and the weeping and the crying out for the nation and for people around her, and the love for Jesus Christ. Elke keer as hy huil daar in haar shack, dan kom die engele en hulle werk net, and they embroidered on the garment. So it's not about the degrees and the qualifications, and it's all about a life and a heart set apart for Christ Messiah. It's all about this. You see, you have to die, and I have to finish off. I can rather continue next week. Jy sien, jy moet gaan sterf. Want daar's soveel wat gebeur, en ek het net, daar's soveel skrifte oor die sterf, in Romeine 6 en ander skrifte wat ons kry. But you see, you have to get off that cross. You died there, and that body will start to smell. En dan word hy gebalm, the body. Hy kry parfume en hy word gebalm. And then you have to go to the grave. And then you must, in Colossians, kom ek gaan lees vir julle, van die opgestaan, en dan hier sluit ek af, Colossians 3. I have to share this. You can gaan lees in die naweek, vat Kolossense, se 4 hoofstukke, and go and study it and make it your own. If you be risen with Christ, luister, lees daar. If you be risen with him, jy sien, baie wil net sterf. Baie wil net, maar jy moet in die graf gaan, en al hoe jy die liggaam kan verander, is in die water. En as jy in die water ingaan, dan moet jy uit die water uitkom, want die oomblik as jy uit die water uitkom, dan sê hy vir jou, if you be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on the things above,
not on the things of the earth. So as jy met hom opgestaan het, dink jy nie meer in die aardse goed nie. Jy het 'n hemelse mind. For you are dead and your life is hid in Christ. Kyk waarin word jy nou bekleed. When Christ, who is your life, shall appear, then you shall also appear with him in glory. Jy weet, daar's 'n ander vers in 1 John 3. Hy sê, when he shall appear, 1 John 3, when he shall appear, we shall be like him. Daai is seker die krag, een van die kragtigste vers, woorde, teks, woord wat jy kan vasmaak in jou. Wat Christus sê, hy gaan nie 'n bruidegom wees en ek lyk so as die bruidegom, maar my bruid gaan afgewater lyk nie. We must understand one thing. We will look like Christ. Ons gaan soos hy lyk. 1 John 3. Beloved, now we, the sons of God, it do not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, and we shall see him as he is. Ons gaan hom sien soos wat hy lyk, en ons gaan soos hy lyk. And we will rule and reign with him as our bridegroom. So daar's 'n groot metamorfose wat moet plaasvind in ons. Hierdie wurm moet nou besluit wanneer hy hom gaan self toespin in die graf, en wanneer gaan hy skoenlappe, wanneer gaan hy begin uitkom? Wanneer gaan ons begin sterf? Wanneer gaan ons begin ingaan? En hy sê vir ons, Galatians 3:27, jy sien as ons met die woord begin, dan gaan die een woord en hy bring die ander woord in konteks en in vervulling. For many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. Thank you, Jesus. Jy sien ons, you have to be baptized into him. Jy moet in hom gedoop wees. Dan trek ons hom aan. Dan word ons bekleed. Dis hoe jy daai Levitikus 15, dis hoe jy daai kleed gaan kry. That fine, daai linne kleed. Then you can become a priest of Melchizedek. Because he is the high priest. En as jy in jou priesterlike rol instap, dan stap jy by dit in jou huis, en jy vat autoriteit. En jy vat autoriteit in jou werkplek, en jy vat autoriteit in jou stad, en jy vat autoriteit in jou land, and then you take authority in your continent. And then you can call upon his name. So Vader, dankie vir vanoggend. Dankie vir die saad van die woord, wat jy net kom oopbreek het vanoggend. Ek kan dit nie uit myself doen nie, but it's only Christ in us that can open this word and this scripture. Lord, thank you for every man in this place. Dankie vir elke boeta wat hier is. So Lord, we know that the seed has fallen on fertile ground, and that we will be changed from glory to glory, and that we will see you as you is. En dat ons saam met hom gaan loop op hemelse plekke, on sapphires op die sea of glass, before the throne. And we want to give you all the praise. Vader, ons loof die manne vir hierdie oggend. Dankie vir die saad wat hulle saai. En dankie net sommer soos wat hulle staan, dat I just want to release the priestly blessing. I'm standing as a priest. We are standing as priests. I'm standing in the office, the priestly office, to take a legal right to release a Melchizedek priestly blessing over them now, in the mighty name of Jesus Christ. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Ya'er Adonai Panavalecha Viuchaneka.
Yesa Adonai Panavalecha, Yevashem Lecha, Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His Shalom. Amen. Amen.